Ons sing normaal 'n paar liedjies. Eintlik as jy die liedjies nie ken nie en jy's nie gemaklik met sing nie, is dit alright. Dit is nie verplig om te sing nie. Jy gaan nie in die hemel kom omdat jy sing volgens nie. En jy gaan ook nie uit die hemel wegbly omdat jy nie sing nie. So as jy nie ken nie of nie gemaklik voel nie, luister net. Ons het 'n paar ekstra liedjies wat ek nou met die gitaar gaan speel omdat Lebou dit ook wou voorstel en probeer. So weer eens sing gerus saam. Maar hierdie is 'n mooi lied wat gesing word deur Don Moon. Dit is opgeneem ten tye van COVID dat hy nie kon optree nie. Don Moon is 'n worship leader wat baie liedjies geskryf het wat ons ook selfs in die kerk sing. Wat deur hom geskryf is. Baie opregte mens. Hy was een van die groepslede van Living Sound toe ek tot bekering gekom het. En hy het daarna sy eie bediening begin en tree nog steeds op met sy worship. So kom ons luister nou Don Moon en soos ek sê, julle is welkom om saam te sing. Oeps, ekskuus. Terug weer.
Vader, ons kan nie genoeg sê dankie vir dit wat U vir ons doen. So baie dinge wat U vir ons doen, selfs dinge wat ons nie eens weet nie, selfs dinge wat ons nie sien nie, maar Here, U is daar. Ons het so baie om dankbaar voor te wees. Dankbaar, Here, vir die geleentheid wat U ons gee om in vrymoedigheid en vryheid so by mekaar te kan kom. Ook op hierdie Sondag, as Lebou ons gaan voorgaan met die woord. Ons bid, Here, dat U hom wil seën, om bedou met die krag en wysheid van die Gees en leiding van die Gees, sodat hy ook met passie hierdie woord, die boodskap kan oorbring en dat U hom daarbij lei. Dankie, Here, vir elkeen wat vanmôre hier is. Ons bid ook vir hulle wat nie hier is nie, wat graag hier wou wees. U weet die omstandighede. Ons bid, Here, dat U hulle wil seën, ook soos U ons vanoggend wil seën. En ook daarvoor, Here, dank ons U en loof ons U naam vir alles wat U vir ons gee in Jesus se naam. Amen. 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 Hoe sit jy gemaklik daar? Ek is baie. Gaan uithou. Daar is nog stoel daar agter. As jy Ek is fine. so enige tyd as jy I'm good. okay. Baie dankie. Nee, dis goed. Alright, kom ons probeer hierdie. Dis 'n ou kootjies hierdie. Hoe ons stoele bou nou afgelope week hier by ons was. Toe begin Linda en hy nou spontaan kootjies en ek was nou 40 jaar in Holland en dit is my altyd treffend dat ons nog steeds dieselfde kootjies en ek en Linda ry partykeer in ons kar en dan sê ek vir haar, luister, ons het nou 'n uitdaging met die petrol en dan sê sy, kom ons sing kootjies en dan gaan ons geloof kootjies sing en dit help, ek sê Lebou, dit help, jy kan het uitprobeer. Nee, nie jy nou nie. Hierdie kootjie, ek weet nie of julle hom ken nie, maar ons ken hom. Wonderful, wonderful Jesus is to me. En dat gaat zo. Wonderful, wonderful Jesus is to me. Counselor, mighty God, Prince of Peace is He. Saving, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Dit is eigenlijk een voordeel van hierdie koortjies, is dat hulle so eenvoudig is. Jy weet, jy kan nie jou woorde hier verloor nie. Dit is so eenvoudig, maar dit sing net lekker en die melodie is baie eenvoudig, so hy gaan baie vinnig in jou sit. En as hy in jou sit, dan los hy jou nie meer nie. Wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, mighty God, Prince of Peace is He. Saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, mighty God, Prince of Peace is He. Saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Dan kan julle verstaan dat hulle ons happy clappies noem. Ek meen, dis nou so typische liedjies waarby jy lekker jou hande klap, wonderful, en so, jy hoef het nie vanoggend te doen nie. Dus, ek sê ook altyd, as ek ieders thuis voel, dan skop ek my skoene af en ek sit my voet op die tafel. Maar moet nie worry, ek gaan nie vanoggend hier doen. Maar, dis wat ons doen. En hierdie een bou ook graag sing. Ons ken hom as 'n sonderskoolliedjie. Weet jy nie, jy is net, ek dink hierdie een is nogal bekend nie. Weet jy nie, is het tempel. Weet jy nie, is het tempel. Weet jy nie, is het tempel. Jy is het tempel van die Heilige Gees. Vol van kracht, vol van raad, vol van lof, vol van vreugde. Vol van kracht, vol van lof, vol van vreugde. Vol van kracht, vol van lof, vol van vreugde. Jy is het tempel van die Heilige Gees. Ja, ek weet, is het tempel. Ja, ek weet, is het tempel. Ja, ek weet, is het tempel. Ek is het tempel van die Heilige Gees. Vol van kracht.
van die Heilige Gees. En baie mense dink dan van, ons moet die tempel van die Heilige Gees oppas. Jy moet hom versorg. Sorg dat jy in kondisie is, sorg dat jy mooi bly, en ensovoorts gezond bly vooral. Maar dis nie eintlik wat Paulus daarmee bedoel nie. Dis goed, en dis belangrik dat ons mooi kyk na ons tempel, maar hoekom Paulus dit sê, is wat hier staan. Ek is 'n tempel van die Heilige Gees. Die Heilige Gees bly in ons. En as mense wat nie daarvan hou dat ons dit sê nie, maar God bly nie meer vandag in 'n tempel of 'n tabernakel of selfs 'n kerk wat met hande gebou is nie. Dis wat die woord sê, Paulus noem dit selfs in Efesiërs, dat God nie bly in 'n huis wat met stene gebou is nie. Ons is die tempel van die Heilige Gees. Het is moeilik om dit te besef, as ons iets nodig het of iemand nodig het, dan vra ons iemand om ons te help. Maar om te besef dat God self in my is 'n vreemde gedagte. Maar dis wat die Bybel ons leer, dis wat Jesus ons leer, dat die Heilige Gees in ons is. En dis hoekom ons 'n tempel is van die Heilige Gees wat in ons woon. Dis 'n heel ander situasie as in die Ou Testament, waarin hy in die tempel en die tabernakel by die volk was. Nou is God het sy Gees uitgestort in Handelinge 2 en het die Heilige Gees op die dag dat jy jou hart vir die Here gee, kom woon die Heilige Gees in jou. En dis hoekom het baie belangrik is om te besef dat ons is 'n tempel van die Heilige Gees. Maar ek sou nie preek nie, dit is. En dan die laaste lied. En ons stem die warmte. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Almal ken die versie, nee? Johannes 3 vers 16. En weet jy die gevaar met die feit dat jy die versie so uit jou kop uit ken en eintlik al van kleins af geleer het? Die gevaar is dat jy die inhoud van so 'n versie vergeet, of nie meer dat hy indruk op jou maak nie. As jy hierdie woorde vat, soos dit daar staan, weet jy kan 3 of 4 preke van hierdie versie alleen maak. Want so lief het God die wêreld. Net daai gedagte, dat God 'n God van liefde is, dat hy so lief was vir jou en vir my, vir die wêreld, dat hy sy enige gebore seun gegee het, letterlik oorgegee aan die mense. En ons weet wat die mense met Jesus gedoen het. Dit moes gebeur, Jesus moes aan die kruis sterf, hy moes die dood oorwin, maar hy het Jesus oorgegee aan die mense om hom maar dood te maak. Nie geleen nie, het hom oorgegee. Sodat elkeen, hier is vir my ook so treffend, dis ek sê, jy kan 'n hele klomp boodskap weer maak, sodat elkeen wat in hom glo, elkeen, nie net 'n groepie nie, nie net 'n groep wat uitgekies is nie, maar elkeen wat in hom glo. Johannes skryf in Johannes 1 vers 12 dat elkeen wat hom aangeneem het, hulle het hy mag gegee om sy kind te word. Elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan. Daar staan nie elkeen wat in hom glo, aansluit by 'n kerk, sy 10de betaal, elke dag bid en elke dag stilte tyd hou en al daai, dit staan nie daar nie. Die voorwaarde is elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan. Glo in Jesus, dat hy die Messias is, dat hy vir ons gekom het, dat hy deur die Vader vir ons gegee is. Johannes 3 vers 16, kom ons sing dit weer. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Dis nie sommer 'n vers nie, nie sommer 'n liedjie nie, maar 'n liedjie om by stil te staan en te besef
wat Jesus vir ons gedoen het. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. To me, He's so wonderful. To me, He's so wonderful. To me, He's so wonderful. Because He first loved me. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. I love Him. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. To me, He's so wonderful. 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 Because He first loved me. Ons hart is vol van liefde, Here, vir dit wat U vir ons gedoen het. Dankie dat U U seun gestuur het en dankie dat U seun gekom het en vir ons die dood ingegaan het, sodat ons vandag kan sê ons is kinders van die Here, kinders van die almagtige God by wie niks onmoontlik is nie. Dankie Here dat U ons die kinders gemaak het en dat U ons Vader geword het. 'n Vader by wie niks onmoontlik is nie. En U ken ons behoeftes. Daar's mense wat ons ken wat behoeftes het. Ons bid vir hulle. Ons bid Here dat U wil seën, dat U wil bemoedig, dat U wil herstel. Dankie Here dat U daardie wonderlike God van liefde is. Dat ons U liefde kan ervaar in ons harte. U liefde kan ervaar in ons lewe en dit ook met mekaar kan deel. U goddelike, opregte liefde. Seën ons in die liefde. Seën ons vanmôre in die woord. In Jesus se naam. Amen. Ons laat die volgende liedjie oor en dan gaan ons luister na die bou. Jou linker of jou regter oog hier op val. Ja, dis dit. Partykeer dan raak mens maklik deur mekaar om te sien waar kom die ou vandaan en watter kant toe gaan hy nou met die boodskap. So hier's vir elkeen so 'n outline. En jy wil mooi sien waar ons heen gaan en waar ons vandaan kom. English or Afrikaans? What do you prefer? English. Bushman. I didn't know it was a choice. And you, English, please, thank you. and you little lady. Ja, hierdie woord is vir my baie kosbaar. Die Here sê deur die engel in Lukas 1 vers 17 die wat die Bybel het, beter om daar saam in te kyk. Hulle sê die Bereane sê die woord van God. Hulle was of noble character,
edele moed. Hulle het die dinge wat Paulus gepreek het, ondersoek. Is dit wat Paulus sê regtig so? Om nie maar net aanvaar, oor dit my broertjie, ek kan hom vertrou, of dis pastoor Alex, ja, ek vertrou hom. Nee, kyk in die woord, of dit wat hy sê werklik so is. En ek het so deur die jare van sendingwerk, en hoor jy, die mense sê so, en hierdie mense sê so, en dis die pad van die Here. En elke keer, om nogal, nie elke keer nie, maar om 'n punt daarvan te maak, en dan word dit jou eie om te sê, is dit werklik so volgens die woord van God? Dan weet ek of die ou die waarheid praat, of hy sy eie dinge sê. Maar hierso sê die woord van God in Lukas 1 vers 17, wat die engel na Sagarias toe kom, en hierdie boodskapper sê vir hom hierdie woorde. Hy praat van Johannes, maar hy praat ook van die Heilige Gees. En Johannes is nie meer met ons nie, en ons sien nie elke dag engele meer nie, maar die Gees van God kom elke dag na ons toe. Hy sal voor hom uitgaan in die gees en die krag van Elia, om die harte van die vaders terug te bring tot die kinders, en die ongehoorsaames tot die gesindheid van die regverdiges, om vir die Here 'n toegeruste volk voor te berei. So die 2007 Afrikaans vertaling sê, of Bybel vir almal, dan sal hulle 'n volk wees wat reg is om God te dien. Kom my daarop. Dan sal hulle 'n volk wees wat reg is om God te dien. In die Tona vertaling sê dit vir my nog mooier. Hy sal met die gees en krag van die lewe voor die Here uitgaan om die harte van die vaders na hulle kinders terug te bring en die ongehoorsaames na die denkwyse van die regverdiges. En so 'n goed voorbereide volk vir die Here gereed te maak. Maar hierdie is die woord op my hart om te deel vanmôre. 'n goed voorbereide volk vir die Here gereed te maak. En hy sê hier hoe hy dit gaan doen. Hoe gaan ek en jy deel wees van hierdie volk wat voorberei is vir die Here? So daar is mense wat nie voorberei sal wees nie, en daar is mense wat besig is om voor te berei, maak God baie duidelik. So om te sê, ek wil deel wees van die mense wat gereed maak. As Jesus kom, om nie in skaamde weg te kooi en sê, oei, Here, wag, dat ek net gou dinge gaan probeer regmaak. Maar om met vrymoedigheid uit te sien as die Here Jesus kom. Ek het 'n klein seentjie in die koshuis onthou in Jagersfontein nog, dan dink ek, as die Here Jesus kom, ek wil tog so graag by my mamma wees. Maar ek moet net by my mamma wees daardie dag as die Here Jesus kom. Maar my mamma sal niks vir my kan doen eintlik daardie dag nie. Wanneer die elemente met vuur sal vergaan, sê die woord van God. Om gereed te wees, Here Jesus, U is nou hier by my. Om so gereed te wees. Om 'n volk, wanneer die aarde skud, wanneer die dinge geruk word, want die Here sê hoe daai dag sal wees. Maar hier sê hy, om 'n goed voorbereide volk te wees. En hier sal gee hy al klaar 'n hint, 'n tip. Hoe berei ons voor? Hy sê die gees en krag van Elia. Dis die Heilige Gees. Baie keer as ons na die woord van God kom en die bietjie teologie wat ek studeer het, dan party mense, dan hanteer mense net die woord van God soos nog 'n stukkie literatuur. En dis 'n boek, maar dis geïnspireer. Die Bybel sê alle skrif is deur God geïnspireer. En die Griekse woord wat gebruik word is God het asem gehaal. Dit is God se asem. Dis nie net letters, 2 letters in 'n boek nie. Dit is God se asem. As jy verlief is en jy skryf 'n brief, dan is dit jy hou daai briefie so teen jou hart amper om te sê, jy weet, dit is meer as net dooie woorde op 'n papier. Om so die Here Jesus, God se Gees te kan ken as ons sy woord lees. En hy sê dit is om die harte van vaders na hulle kinders terug te bring. Dis deel van daai voorbereiding. Waar vaders, papas se harte vir sy kinders is. Nie maar net te sê, ag, gaan ek gee vir jou alles wat jy nodig het. Maar meer as dit, hoe gaan dit met jou siel van jou kinders? Dra jy as pa jou kind, jou kinders se harte, se siel? Is dit goed met hulle siel? Is it well with your soul? Soos die Engels sê. En om ongehoorsaam is na die denkwyse van die regverdiges. Die ou vertaling sê so mooi,
Hy sê, om die ongehoorsaames tot die gesindheid van die regverdiges te bring. So daar is weer eens 'n gesindheid wat 'n mens moet hê om gereed te wees. En ek glo deur soos ons verder gaan sal ons kan sien wat dit is om gereed te wees en wat die gesindheid is. 'n Ander vers wat op my hart is 1 Petrus 2 vers 9 wat vir my so mooi saam met hierdie gaan. Is 1 Petrus 2 vers 9. Hier sê die Here, hy sê julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige nasie, 'n volk wat aan God behoort, sodat julle die deugde kan verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbaarlike lig. So hy sê dis wie julle is, as uitverkore, mense wat gereed maak, julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige nasie, 'n volk wat aan God behoort. Nou wat beteken dit om 'n uitverkore geslag te wees? Ek het eers gedink vir Alex as senior pastoor wat my nou help en so en sê nee, ek het nog nie baie aan uitverkore geslag gedink nie. Ek gaan daai ene net skiep. Toe sê nee, jy kan hom nie skiep nie, dis in die Bybel. Doen ons dit nie baie keer nie. Sê nee, ek hou nie so baie van daai deeltjie in die Bybel nie. Kom ons gaan maar net aan. Of ek eer jou vader en moeder dat dit goed mag gaan met jou in die land wat die Here. Ja nee, maar partykeer hoef ek hom nie te eer of hulle te eer nie as hulle my kwaad maak of soos 'n stoute kindjie wat eet net die cherries op die koek, maar jy hou nie van die hele uitverkore geslag. Interessant die woord uitverkore, en as jy daar in die konteks lees, baie keer leer mense ons is uitverkore, en daar selfs 'n leer wat sê die Afrikaner boerevolk is die uitverkore volk van God. Dis nie waar nie. Volk van God is uitverkore in Christus. As ons daar so lees en net voor dit, dan sien ons daar mooi die konteks ook. 1 Petrus 2 sê die Here, kyk, ek lê in Sion van vers 6, 1 Petrus 2 vers 6. Ek lê in Sion 'n uitverkore en kosbare hoeksteen. Hier is die uitverkore. Hierdie hoeksteen, dis waaroor die uitverkorenes gaan. En die wat in hom glo, sal nooit beskaam word nie. Vir julle dan wat glo, is hy kosbaar. Is die Here Jesus kosbaar vir ons vanmôre? Hy maar net 'n bysaakie. Vir julle wat glo, is hy kosbaar. Maar vir die ongelowiges geld die woord, die steen wat die bouers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword en 'n steen die aanstoot, 'n steen des aanstoots en 'n rots van struikeling. Vir die wat hulle daarteen stamp, omdat hulle aan die woord ongehoorsaam is, waarvoor hulle ook bestem is. Maar julle is 'n uitverkore geslag. Nou daai woordjie geslag, ek het gewonder, nou is dit nou Petrus se geslag, is dit ons geslag, wat se geslag? Maar die woord geslag kom van die Grieks genos, wat vertaal word familie. Julle is 'n uitverkore soort, julle is 'n uitverkore familie. En alles, meeste nou Jakobs familie hier, kan ook nie sê julle is 'n uitverkore Jakobs familie nie. Of julle is 'n uitverkore Jensens nie. Nee, julle is 'n uitverkore Diddens, nee. Uitverkore in Christus. Is ons in Christus. Kom vir 'n uitverkore familie, 'n uitverkore soort, 'n soort mense. 'n soort mense wat God eer. 'n soort mense wat sê ek wil gereed wees as die Here Jesus kom. Ek wil gereed wees vir die Here Jesus. Dan sê hy verder, julle is 'n koninklike priesterdom. Dis wie die Here Jesus, dis hoe mense lyk wat voorberei is vir hom. Julle is 'n koninklike priesterdom. Engels sê a royal priesthood. En as 'n mens dink aan die priesters, hulle het voor God gestaan, in diens van God voor mense gestaan. Vir mense ingetree, vir mense gebid. Hulle het hierdie die woord heeltemal vergeet, maar borsplaat gehad met 12 stene wat die 12 stamme van Israel verteenwoordig het. En so moes hulle die volk op hulle hart dra. En hulle moes incense wierook brand. En in Openbaring leer ons dat die wierook is soos God, gebede wat voor God opgaan. En Timoteus sê vir ons, eerstens, bo alles, 1 Timoteus 2, bo alles, dat gebede vir alle mense moet opgaan. Het ek en jy gebede vir alle mense?
selfs vir konings en regerders, sodat ons 'n rustige en stil lewe, of is ons deel van almal, nie uitverkore nie, nie 'n spesiale soort mense nie, maar net soos almal, kla en murmureer van, kyk die government, kyk nou weer hier, kyk nou hoe gaan dit, maar om gebede te offer, gebede te veroffer vir almal. Julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom. Die volgende een is 'n heilige nasie. Julle is 'n heilige nasie. Dan dink 'n mens so aan toe die Israeliete uit Egipte geroep is. God het 'n heilige nasie gesoek. En wat het hulle heilig gemaak? God in hulle midde. Omdat God met hulle was. En om so 'n lewe te lei, om deel van hierdie heilige nasie te wees, om te sê, God is in ons midde. Ek kan nie net praat soos ek wil nie. Ek kan nie net doen wat ek wil nie. God is in die midde. Ek weet ek gaan voor God staan. En deur sy genade wil ek gereed wees. Dink net, hoe moes dit wees om 'n vuurkolom, God se teenwoordigheid daar te wees. En soos ons gehoor het, soos ons gesing het, ons liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. Die vuur van die Heilige Gees wat hier binne brand. Dan kan ons God se heilige nasie wees. Dan kan ons 'n voorbereide volk wees. Die volgende prentjie wys so mooi op van hoe die Israeliete, is 'n skildery, maar hoe hulle daar deur die woestyn gegaan het, maar hoe hulle gebly het, hoe hulle omgegaan het. En op 'n stadium toe hulle nou so deur die beloofde land gaan, toe roep daar 'n koning Balak. Toe roep hy 'n sekere toordokter of profeet. En hy sê, vervloek vir my tog vir Israel. En baie keer dan soos in geestelike dinge, dan is mens bang van, hey, ek wil niks met tokkelossies en hierdie bose geeste en dinge te doen nie van, nee, net wegbly van my, ek is bang daarvoor. Maar hier kom hierdie profeet, toordokter, en hy wil hulle vervloek, en hy kyk so oor Israel, en hy sê, jy kan nie vloek wat die Here wil seën nie. En net so sê Gods woord, Spreuke 26 vers 2, as ek dit reg het, sê, a curse without a cause will not settle. As iemand 'n vloek oor jou uitspreek, of jou lewe wil vernietig en hel maak, wat mense regtig doen, en daar in Durban het ek geleer hoe die Hindoes dan vervloek hulle ou en sy besigheid begin sleg kry en allerlei dinge, en hy verloor sy kop, hy raak mal, letterlik dinge wat gebeur, omdat hulle vloeke oor mekaar uitspreek en die Hindoe priester of iemand nooi om 'n vloek oor hom uit te spreek. Maar God se woord sê, 'n vloek sonder 'n oorsaak sal nie houvas kry nie. Here Jesus sê, die duiwel het geen houvas op my nie. En as ons in die lig van God wandel, dan is daar geen houvas wat enige vloek van wie ook al op ons kry nie. Maar as ek in die duisternis wandel, dan is daar rede vir bekommernis. Maar hier sê Gods woord, ons is 'n heilige nasie en sy teenwoordigheid bring ons oor. Die volgende ene wat hy sê is, julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom. En dan sê hy, julle is 'n volk wat aan God behoort. 'n volk wat aan God behoort. Nou weer eens, dit is nie ons Afrikaner volk nie. Dit is mense, in Openbaring lees ons daar van die hemel, uit elke stam, volk, nasie en taal. Dit is die volk van God wat hy hiervan praat. 'n volk wat aan God behoort. En daar so as jy sien hoe die volk, in Engels sê dit Israeliete, spesifiek sê dit, soveel het aan die ooste parkeer gekamp, soveel het aan die weste gekamp, soveel aan die noorde en soveel aan die suide van die tabernakel. Dis hoe hulle gekamp het. En ek dink dis deel van wat Balaam gesien het. Toe hy so afkyk en vir Israel wil vloek, toe ewe skielik, toe kom die gees van die Here oor hom en hy sê, ek sien hom. Hy sien 'n persoon, deur hy net kyk hoe kamp die Israeliete. Dis hoe God gesê het, hulle moet kamp. Om die kruis te sien, selfs in hoe hulle gebly het. En in jou lewe, in my lewe, hoe ons bly, hoe ons lewe, is die kruis van Jesus sigbaar. Is ek deel van daai uitverkore volk, of dis 'n Sondag ding, kerkding is daar Sondag, boerdery, besigheid, skool gee, dit het niks nou met die kruis te doen en dinge. Nee, daar, en dit beteken nie om te preek nie, of sal nou verder gaan.
Nou in Engels sê dit eintlik a peculiar people. Julle is deel van 'n peculiar people. So jy kan sien die oomie is nogal, hy lyk nogal baie peculiar. En baie mense dink ja nee, jy word snaaks en dan is jy nou 'n peculiar people. Maar daar is ook waarheid in. God maak ons elkeen uniek. Unieke vingerafdrukke, unieke talente, gawes, unieke swakpunte, sterkpunte. Maar die kosbare, daai van peculiar, Engelse woordeboek sê exclusive property. Om deel van God se mense te wees, is om te sê ek behoort exclusively aan die Here Jesus. Ek behoort nie aan myself, ek behoort aan die Here Jesus. 'n Volk wat aan God behoort. Dis hoe kom dit so vertaal word. 'n Volk wat aan God behoort. So dis nie om weird noodwendig te wees nie. Maar as 'n mens kyk na die wêreld, dit maak nie saak wat in die wêreld inkom nie. Nou ek sê nie jy mag nie 'n TV in jou huis hê nie. Ek deel met jou 'n getuienis. Ek dink 1970s wat die TV in die huis gekom het of in die land gekom het. Ek dink dit was 70s het hulle gesê. En die ou hulle het sy TV kom aflewer by hom. Daai tyd was nog nie Takealot nie. En hy sê en toe was so 'n advertensie op die boks van sy TV. This will bring the world into your home. Dit sal die wêreld in jou huis bring. En jy kan die hele wêreld sien. Maar hy weet, God se woord sê ons is nie vriende van die wêreld. Hy wat 'n vriend van die wêreld is 'n vyand van God. Toe sê hy nee, wag, dankie. Kanselleer hierdie order net hierso. Ek soek nie die wêreld in my huis nie. That's a peculiar people. 'n God wat sê ek wil exclusively aan God behoort. Nou daar's mooi goed wat jy, maar dis 'n getuienis wat ek as jong sendeling jare terug gehoor het en ek kan dit nie vergeet nie. 'n Volk wat aan God behoort. Exclusive property. Ek behoort nie aan die wêreld nie. Ek soek nie die wêreld in my huis nie. Dit is 'n mense wat voorberei is vir God. Die volgende een. 'n uitverkore geslag. 'n koninklike priesterdom. 'n heilige nasie, 'n volk wat aan God behoort. Sodat julle die deugde kan verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderlike lig. Dit is die doel wat God vir ons roep. As mense van God. Om sy deugde. Ons het nou gesing, isn't he wonderful? Om vir mense te kan sê, hey, weet jy hoe wonderlik is die Here Jesus? Ek wil myself doodmaak, maar toe kom die Here Jesus en hy haal my uit daai put uit. My familie was besig om uitmekaar uit te slaan, val en deur mekaar te gaan. Toe kom die Here Jesus en hy gee my 'n rede om te lewe. Isn't he wonderful? Om sy deugde te verkondig, wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Ek was 'n slaaf van die sonde, maar die Here Jesus het my vrygemaak. En vandat ek hom volg, vandat ek werklik in hom glo. Jy weet, ons word groot in die kerk en dan hoor ons woorde in genre, sekere afdeling van die lewe het sekere woorde wat jy gebruik. Glo, geseën, weet kerkwoorde, werkwoorde, boerwoorde, wat ander mense nou nie, rekenaarwoorde wat ander mense nou weer nie sal verstaan nie. Nou hoor ons glo. Maar net hierdie een woordjie. 'n sendeling in die ooste iewers, hy het nie geweet hoe gaan hy nou die woordjie glo, geloof vertaal nie. En hy het gesukkel terwyl hy die Bybel in daai mense se taal vertaal. En eendag toe hulle gaan jag het, en hulle kom terug, en dan sit hulle nou daar moeg, nadat hulle nou die bok moes huis toe dra, en hy sê 'n woord in daai taal, en hy sê, rus, tevrede. Hy sê, dis die woord, geloof. Vertroue, absolute vertroue, nie te sê, gaan hierdie stoel my dra, kan ek regtig die Here se pad met my hele hart volg. Nee, maar ek moet hom so nou en dan nog 'n vuil grap kan vertel. No, exclusive property. Ek behoort aan die Here Jesus. En ek sit my totale gewig op hom. Dis wat dit is om te glo. Ek behoort aan Jesus. Ek glo dat hy vir my sonde gesterf het. Ek glo dat hy opgestaan het uit die dood. Daarom vrees ek nie die dood nie, want ek weet, ek sal opstaan, soos God hom uit die dood. Your words speak so loud, your life speaks so loud that I can't hear your words.
Jou lewe praat so hard dat ek nie jou woorde kan hoor nie. En dit is eerstens wat dit is om die deugde van die Here Jesus te verkondig. Ons kan preek tot ons blou is, en ons kan Bybel lees vir werkers, ons kan baie dinge doen, sê, maar ons lewe preek harder as enigiets. Jou lewe praat so hard, ek kan nie hoor wat jy sê nie. Dit is wat dit is, om die deugde te verkondig. As ons daai uitverkore geslag is, daardie spesiale soort mense, uitverkies in Christus, as ons 'n koninklike priesterdom is, wat vir mense bid rondom my, ek kritiseer die mense nie, ek oordeel die mense nie, ek bid vir mense, dan kan ons deel wees van daai spesiale mense.